Ek gaan sommer wegval en begin, en soos ons aangaan, is daar verskillende Bybeldele wat ek wil aanhaal en na verwys. Ons gaan hoofsaaklik begin met Romeine 13 vers 12 tot 14, as daar van u is wat dit wil naslaan. Maar ek wil vanaand begin met 'n vraag, en ek gaan nou doelbewus meer vrae begin vra, want ek wil hê u moet saam met my begin gesels. Ek wil nie net hier staan en alleen praat nie. Ek wil graag ander opinies en ander insigte ook hê van hoe u dink. As ek nou vanaand vir u moet vra, wat is die wapenrusting? Wat sou u vir my sê? Jou verweer teen die aanslae van die wêreld? Sê oom Frans. Geloof en waarheid, sê Sanet. Dit is jou bedekking in die wêreld. Jy's Bedekking, jy het masker. aangetrek, jy het dit aangetrek. Okay. Hoor julle, dis jou beskermingsdrag, kan ek maar sê, is dit wat jy sê, Trudy? Ja. Wat jy aantrek teen die wêreldse aanslag. Dit kom baie naby aan wat oom Frans ook gesê het. Kom ons kyk wat sê Romeine 13 vers 12. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig. Wat is die wapenrusting van God? Beklee julle met die Here Jesus Christus. Jesus Christus is die samevattende kern van die wapenrusting van God. Hier sê Romeine vir ons, beklee julle met Jesus Christus. Maar dan gaan die Bybel verder en hy gebruik 'n klompie voorbeelde. Wanneer ons doen wat Romeine en dan spesifiek vers 14 vir ons sê, wanneer ons vers 14, wanneer ons beklee met Jesus Christus. Wanneer jy dit doen, word hy jou skaduwee, maar ook jou beskutting, wanneer daar stormagtige tye in jou lewe is. So ons gaan nou 'n klompie goed bespreek oor die wapenrusting, en ons gaan dit gebruik aan die hand van die ou Romeinse soldate, maar die Bybel sê, beklee jou met die Here Jesus Christus. So ek en jy as Nuwe Testamentiese gelowiges, vir ons moet die wapenrusting van God Jesus Christus wees. In Johannes 15 vers 5 lees ons, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So beklee jou met die Here Jesus Christus, en jy is tot meer in staat as wat jy as mens normaalweg in staat is. Om in die veiligheid van sy wapenrusting te kan leef, beteken eenheid met Jesus Christus. En ons kan dus verwag dat ons in sy stryd en vrede deel sal hê. Ek en jy, en ons het dit hanteer in Pinkster ook, kinders van God is ons erfgename van God, van die totaliteit. Nou kom ons in hierdie wapenrusting en hy sê, as ek en jy ons beklee met Jesus Christus, dan is ons deel van sy stryd, maar ook deel van sy vrede. Stryd, die al-ewige stryd tussen die waarheid en Satan, tussen die wêreld en die kerk. Vrede, wat alle verstand te bowe gaan, soos die Bybel dit vir ons beskryf. God bied aan ons sy oorwinning te midde van probleme en nie in die afwesigheid van pyn nie. Ek het doelbewus dit vir my gaan bysit, dit was nie oorspronklik in my voorbereiding nie. Hoekom het ek gaan bysit nie die afwesigheid van pyn nie? Omdat die Here ons waarsku, in die laaste dae gaan daar swaar tye kom. Ons sien dit, wanneer ons hier na die moslemlande toe beweeg, hoe hulle met Christene werk, hoe hulle werk met hulle eie familie wat tot bekering kom, daar gaan pyn gepaard gaan daarmee. Maar as die Here sê, vrede wat alle verstand te bowe gaan, dan as ek, terwyl ek gestudeer het, het ons 'n martelaar daar gehad, ek het 'n vorige aand al verwys daarna, wat die man vir ons gesê het,
selfs binne in daai martelsituasie, het jy hierdie vrede, want God gee jou krag. So, as ek en jy regtig, die Here Jesus Christus deel maak van my lewe, dan gaan die pyn en die aanslag vir die wêreld nie vir ons so seer wees, soos wat ek en jy dink dit behoort te wees. Toegewyde Christene wat marteling weens hulle geloof in die gesig staar, getuig van voortdurende krag. Dis nou wat ek van praat. Selfs vreugde, kan jy dit indink? In pyn en lyding, selfs vreugde wat hulle in staat stel om die mees ondenkbare pyn te verduur. Dan stry ons onderling oor menslike verskille en standpunte en sieninge. Hulle stem saam met Paulus as hy verklaar in Romeine 8 vers 37, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Nou die volgende vraag wat voortspruit uit dit uit is, hoe trek ons die wapenrusting aan? Die lewe in Christus begin deur elke deel van die wapenrusting te ken en belangrik om dit te vertrou. Dit help nie ek en jy ken 'n klomp goed, maar ons het nie vertroue daarin. Die heel eerste deel is die waarheid en God se openbaring van alles wat hy vir ons gedoen het en ook alles wat hy beloof om in die toekoms vir ons te doen. Hierdie wonderlike ewigdurende waarheid is in sy woord vir ons opgeteken. Daarom kan ek en jy as gelowige nie sonder die woord van God lewe nie. Dit word vir ons in sy woord opgeteken, dit word deur die Heilige Gees aan ons geopenbaar en dit word 'n werklikheid wanneer ons na die kruis kyk en Jesus Christus sien en wat sy opoffering was. Die seun van die Allerhoogste wat bereid was om God uit te verlaat, mens te word en deur mense verneder te word om aan 'n kruis gehang te word. Dan besef ons, hoe werk God in ons lewens? Deur die woord te bestudeer, word ons in staat gestel om die wêreld vanuit God se perspektief te beskou. En dis belangrik. En baie van ons het al ons redes oor hoekom ons dit nie reg kry nie. Maar die oomblik wat ek en jy die bril van God opsit, dan kyk ons met ander oë na mekaar. Dan kyk ek nie meer na ander naam, Henda. En ek sien 'n korterige vroulike wese wat saam met ons in die kerk is nie. Dan sien ek 'n godsgeskape wese, iets wat God gemaak het tot perfektheid toe. Ek en jy nie die foute wat elke mens het kan aanvaar nie, dan beteken dit eintlik effektief, ons glo nie in die skepingskrag van God. Maar wanneer ons die wêreld beskou deur God se perspektief, dan sien ons wat waarheid werklik is. Deur die heel eerste deel van die wapenrusting aan te trek, beteken dit dat jy daagliks gevoed word deur die waarheid van God se woord. Nou weet jy, die van u wat hou van lees, meer spesifiek Engels, ons het in ons studietyd 'n boekie gehad wat ons behandel het in, nou is die teologiese vak weg, ou prof Roelof het dit vir ons aangebied. Dogmatiek, dankie. Boekie geskryf deur Josh McDowell, ek het al vir julle verwys na hom. Hy is ongelukkig in Engels geskryf, Evidence That Demands a Verdict. Dis 2 bundeltjies, volume 1 en 'n volume 2. Jy kan nie anders as om verryk aan die ander kant uit te kom. Ek het vir julle goeie nuus, hy was in Afrikaans vertaal, maar ek het onmiddellik ook vir julle slegte nuus. Ek het die laaste Afrikaanse weergawe in my besit. En jy gaan sukkel om hom by my te leer. Want ek weet nie of hy gaan terugkom. Dis ongelooflik om te sien wat hierdie man gaan navors het. Ek sal moet gaan kyk en help my asseblief onthou. Op 'n plek sê hy, die mense aanvaar die volgende goed. En dan is daar bewyse van 43 en ek dink die grootste een was so iets so 86 bewyse. Vir die Bybel is daar oor die 2000 bewyse dat dit die waarheid is. Maar ons glo hierdie goed met die min, maar ons wil nie die Bybel glo. Om die volle wapenrusting van God aan te trek en 'n daaglikse liefdesverhouding met Jesus Christus te geniet, moet ek en jy 'n lewe van dankbaarheid
moet ek en jy op die punt kom, wat ons die Here regtig dank vir elke liewe dag. Ek het vanoggend gebid, want vanoggend was dit vir my nou toevallig opvallend. Dankie dat ek vanoggend kon wakker word. Ons aanvaar dit as vanselfsprekend. Dankie dat ek die son kon sien breek, al was dit nou my klein hondjie wat my opgejaag het. Maar ek was daar, ek kon dit sien, ek kon dit beleef, ek kon die lewendige skildery sien en hoe dit verander soos God dit skilder. En dan besef 'n mens, ons is met iemand besig wat ver bo enige mens verhewe is. Daarom is dit belangrik om dankie te sê vir wat hy vir jou gedoen het, toe hy vir ons sy woord in Afrikaans gegee het. Ken die woord wat jou gebed bevestig, sodat jou geloof en jou woorde op die gesag van die Bybel geskoei kan word. En onthou, almal sien nie 'n geleesde gedeelte presies dieselfde nie. Want ons kyk uit verskillende perspektiewe daarna. En daarom, wanneer ons verskil, kom ons praat met mekaar daaroor. Dit bring dalk net 'n vars perspektief nadat ons hierdie goed gaan ondersoek het en gaan kyk het. Gebed moet ons gebruik as 'n riglyn vir die gordel van die waarheid. Nou kom ons by die gordel, deel van die wapenrusting, die gordel van die waarheid. As ons gebed gebruik, dan kan ons sê, dankie Here dat U my die waarheid oor U self, oor U planne en U weë openbaar. Ons kan sê, dankie dat U my herinner het dat U die enigste God is, ons hoor dit daagliks, daar is net een God, dat U skepper van die hemel en die aarde is, dat U koning van heelal is, maar belangriker, dat U die Vader in die hemel is, wat my liefhet. Dan kan U en ek vir mekaar en vir die Here met groot vreugde sê, U is my wysheid. Want waar kom ons wysheid dan vandaan? Uit die woord. U is my wysheid, U is my raadgewer, U is my hoop. U is effektief my krag. Daarom sien ek kans vir die dag van môre. Daarom sien ek kans vir die nuwe maand wat voorlê. Daarom sien ek kans vir die nuwe jaar wat voorlê. Daarom sien ek kans vir die nuwe Suid-Afrika. Want God is my krag. Ek gaan net kortliks dit sê, ons gaan dit weer hanteer. Die tweede een waarna ons kyk is die borswering of die borsplaat, soos wat die soldate gesê het, die borswering van geregtigheid. Onthou, hierdie sê julle nou hoor, is alles geskoei op die gebed as riglyn. Dankie dat U my die waarheid oor myself geleer. Want hoe weet ek om met die volgende persoon, hoe werk ek om met my net te praat, as ek nie die waarheid in myself het? Hoe weet ek om met Stefan te gesels oor 'n probleem, as ek nie uit die Bybelse verwysing die waarheid gebruik? My denke kan dalk net so skeef soos u sin wees uit 'n menslike oogpunt. Maar as ons na die woord toe teruggaan, dan is ons by die waarheid. Dankie dat U my sonde aan die kruis gedra het. Wys my asseblief die sonde wat in my lewe is, sodat ek niks onaangeraak kan laat om dit uit die weg te ruim. Ons kyk na die skoene van vrede. Ons gaan weer by hierdie goed uitkom. Hierdie is geskoei op die gebed as riglyn. Dankie vir die vrede wat U my gee indien ek U vertrou en navolg. Vertrou is een ding, maar vertroue moet gewys word. Ek gaan vir Dawie vra om vir my 'n muur te kom bou, want hy is in die konstruksiebedryf en ek is met my hart oortuig, ek vertrou dat hy weet wat hy doen. Daarom gaan ek nie op my eie krag staat maak nie, maar ek gaan liewer na die een toe gaan wat beter weet. Daarom is dit belangrik om mekaar se sterkpunte raak te ken. Sodat wanneer ek twyfel, ek gaan na die een toe wat sterker is op daardie gebied as ek. En dan sê ek, dankie dat ek U kan vertrou en navolg, want die Here is die alwetende. En alles wat U in U woord beloof, weet ek word waar. Maar belangrik, en ek dink dis waar baie van ons as gelowiges kortskiet. Moet dit nie vir myself hou. Here, help my om vir ander mense te help wat dieselfde probleme het, wat dieselfde vrae het. Kom ons by die skuld van die geloof. Dankie Here vir die voorreg
om in 'n gelowige huis te kon groot word, om opgevoed te word in die vrese van die Here, soos wat die 33 vertaling dit sê. Dankie met ander woorde, dat U aan my die geloof skenk van kindsbeen af. Ons kyk na die helm van die verlossing. Dankie dat U my verlossing van stryd beloof, vandag, maar ook tot in ewigheid. Weer, sien jy hoe baie figureer die kruis in dit wat ons praat. Verlossing het vir ons as gelowiges begin aan die kruis. Daarom kan ons hom dank. Kyk ons na die swaard van die Gees. Dankie vir die skrif wat U my gee om my te leer en my te onderhou en my te vermaan. En weet U, die vermaan gedeelte word in so baie denominasies vandag weggelaat. Want ons wil eerder preek wat die mense graag wil hoor, sodat hulle meer kom. Maar ons is te bang om in Christelike liefde te vermaan. En ons het vanoggend in vanoggend se preek ook gehoor, ons moet dit doen in liefde. Ons moet mekaar se sorge begin dra. Ons moet mekaar begin ken. Ons moet weet wat die volgende persoon se probleem in sy hart is. As ons hierdie totale wapenrusting van God aantrek, as ons na die totale beskerming kyk, dan steek geen deel van jou lyf uit nie. In die ou dae, ek praat nie van moderne oorlogvoering nie, onthou hierdie goed is geskoei alles op die ou Romeinse manier van oorlogvoer, waar daar met swaarde en spiese gewerk is. As ek al hierdie wapenrusting aan het, waar gaan hulle my kan tref, sodat ek seer kry? As ek en jy as gelowige die volle wapenrusting van God aantrek, hoe gaan die aanslae van die wêreld my en jou lewe van spoor af kry? Want my vertroue is op God. Maar dit is nie net vertroue nie, dit is ook geloof. Weet nie, is daar iets onduidelik wat U my wil vra op hierdie stadium? Ons gaan in dieper besonderhede kyk na die res. Kies ek net vir hier die ding bietjie skry. Goed, niemand vra nie, ek is hier besig, maar my ore is daarom oop, maar ek hoor niks nie. So kom ons gaan aan. Efesiërs 6 vers 10 tot 18, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Hoor u, dis nie net om dit te volbring nie, maar ons moet ook staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as julle skoene aan julle voete, die bereidheid van die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal uitblus, en neem die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met volle volharding en smeking vir alle heiliges. Belangrike gedeeltes in verband met geestelike oorlogvoering vind ons dus hier in Efesiërs hoofstuk 6, wat handel oor wapens wat ons hiervoor nodig het. Nou kom ons meer by die spesifieke dele, want hier in Efesiërs 6 word die wapenrusting wat God aan elke gelowige vir geestelike oorlogvoering gee, behandel, maar ook verduidelik. Efesiërs 6 vers 13 sê,
Neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Ek het hier 'n opdrag, om die wapenrusting aan te trek, anders sal ons nie staande kan bly nie. Ons moet ons beklee met die krag van die Here, omdat die vyand magtig is, en ons in onsself so swak is. Nou ek het net nou verwys na die gordel van die waarheid, uit die gebedsoogpunt. Met hierdie stuk moet ons lendene, nou dis 'n ou term, ons gebruik dit nie meer vandag nie, ons praat vandag van ons heupe, dis soos 'n belt, of 'n gordel, of noem dit wat ons wil, wat ons om ons heupe sit. Ons moet ons omgord met die waarheid. Nou wie van ons, nou kan jy vandag kry nou rugbybroeke en daai goed ook wat nie belde het nie, maar wie van ons sal 'n broek dra sonder 'n beld? Hoe lank gaan hy bo bly? So ons omgord ons lendene selfs met die klere drag wat ons doen. En nou gebruik die Here hierdie voorbeeld om dit vir ons as mens verstaanbaar te maak. Hy sê, die lendene, om jou heupe moet jy dit bind, die waarheid, soos 'n gordel. Want Satan is 'n leienaar, en ook die vader van die leuen. Die waarheid staan altyd reg teenoor die leuen. Ons moet ons toerus met hierdie waarheid, sodat ons staande kan bly teen die aanval van die bose. Nou ons het net nou 'n bietjie meer daaroor uitgebrei. Die waarheid is die woord van God. Dis die Bybel. Die persoon wat die waarheid ken, sal die waarheid en die leuen van mekaar kan onderskei. En hoe baie kry ek dit nie? Dominee, hoe moet ons weet? Wie van hierdie predikinge wat ons so op sosiale media en oral kry, is nie van die pad af nie, en wie's waar? Ek kan dit nie doen nie, maar ek sou so graag wil sê, maar my broer, my suster, bestudeer jy nog die woord van die Here, want dan sal jy weet. Maar in Hosea waarsku die Here ons mos, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Die kinders rebelleer om, soos in ons terme, sonndagskool toe te gaan, in vandag se terme in die AP Kerk, verbondsonderrig toe te gaan, want wat moet ek daar gaan maak? En wat doen ons as ouers? Ons laat dit toe. So ek en jy gaan verantwoording doen, wanneer ons voor die opperherder verskyn, oor hoe ek en jy ons kind hanteer. Leuns en onkunde bind jou. Dit maak jou magteloos, dit maak jou moedeloos, dit maak jou radeloos. Maar die waarheid daarteenoor maak 'n mens vry. Dit wys die regte pad. En u almal ken dit. Waarheid het 'n manier om uit te kom. Jy kan nou maar die draaie loop en swaai en wit leentjies en noem hulle wat jy wil hou, maar die waarheid het 'n manier om uit te kom. Van dit af gaan ons nie wegkom nie. Deur die Bybel en die werking van die Heilige Gees, deur die woord in ons binneste leer ons die waarheid ken en verstaan dat ons dwaal omdat ons die skrifte nie ken. En dis nie ek wat so sê nie. Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Die waarheid vrywaar jou en my van so baie gevare in die wêreld. Daar is vandag soveel leuns, soveel, ek wil amper sê, bedrog godsdienste. Daar is soveel okkultiese praktyke. Ek moet die jong mense hier vra, hulle weet meer daarvan as ek. In ons daar op skool was daar nie naaste by soveel goed soos wat deesdae aan die orde van die dag is. Filosofie en dwaalleringe wat ons kinders se koppe begin breinspoel om te glo, dit moet lekker wees aan die kerk, anders gaan ek nie na die kerk toe. Weet jy, ek het in my studietyd, en dis nou ook al 'n klomp jare terug, 'n berig gelees van 'n student in New York, wat aan 'n universiteit in New York gestudeer het. En toe praat die pastoor of die dominee of wie hy ook al is, met die mense en hy sê, maar moet ons dit nie ook bietjie gemakliker maak nie, man? Kom ons kom ook gemaklik kerk toe en ons sing lekker liedjies en toe staan dis 'n studente dame gewees. Toe staan sy op. Toe sê sy,
moet asseblief nie die kerk verander nie. Dis die enigste ding waarin ons nog in hierdie verwarde wêreld aan kan vashou. In Amerika. Ek praat van 18 jaar terug. Ons kinders het 'n behoefte aan dissipline. Ons kinders het 'n behoefte aan sekuriteit. Sekuriteit beteken dissipline, ja, nee, al hierdie goed. Ons kinders het 'n behoefte daaraan, want hulle het nie meer die grense van die speelveld so duidelik, soos wat u en ek het gehad het nie. Onthou, ek en jy het groot geword met godsdienstonderrig op skool. Ja, in sekere skole in Namibië, ek verstaan, word dit nou weer geïmplementeer, dat godsdienstonderrig 'n verpligte vak gaan wees. Maar dis nog nie daar. So ouers het verval in 'n gemaksone, want die skool leer mos my kind in godsdienstonderrig. Nou leer jou kind dit nie meer. Gaan kyk bietjie, wie van julle het al gaan kyk na geskiedenis syllabus? Wat gaan dan in ons kinders se geskiedenis syllabusse vandag? Dis skrikwekkend. En presies dieselfde gebeur met die geloof. Jy weet, ek moet dit nou nie sê nie, want die ding word opgeneem. In my weermagtyd het die ANC 'n mikpunt gehad van 10 goed wat hulle moet verander voordat hulle die Afrikaner volk sal breek. 9 is reeds geïmplementeer. Die enigste wat nog nie geïmplementeer is nie, is die indringing in die Christelike kerk. En as ons kyk buite, as ons kyk wat gaan aan in broers en susters kerke, wat sogenaamd gereformeerde beleid het, dan sien ons hoe goed toegelaat word wat in stryd is met die woord van God, wat in stryd is dus met die waarheid. Dan vra ek myself af, hoe lank gaan ons nog staande bly voor ook die 10de een geïmplementeer is? En ek praat van die Freedom Charter, die van u wat daarmee gemoeid was in u lewe. Die doel van die Satan is om ons mense te mislei met allerlei wêreldse gedagtes en gebruike wat vir die mens meer aanvaarbaar is. Indien ons nie kennis van die waarheid het nie, is dit baie moeilik om te onderskei. Oorlede professor Frans van Staden het altyd gesê, jy moet 'n skerp skeermeslemmetjie hê om fyn te sny en die waarheid te ontbloot. Satan probeer byvoorbeeld gelowiges wysmaak dat hulle nie in oorwinning oor hom of oor sonde kan leef nie. Baie vrees die Satan, maar ander is bang vir God. Vir ander beloof Satan 'n wonderlike lewe en gebeur dit nie so baie nie. Wat ons vir mekaar sê, maar kyk hy mense, dis nie kerkmense nie, maar kyk hoe goed gaan dit met hulle. Kyk hoe ryk is hulle, kyk hoe gemaklik lewe, kyk hoekom moet ek so sukkel, ek wat in die woord van God vashou. Satan beloof 'n wonderlike lewe in 'n toekoms, indien hulle hom sou volg. En aan ander sê, hulle moenie nou al hulle saak met die Here regmaak nie, daar's nog baie tyd. Hoe weet ek en jy, wanneer kom die Here weer? Hoe weet ons of ons mekaar môreoggend weer sien? Ons weet dit nie. Want tyd is in God se hande. Al hierdie leuns word deur mense geglo en aanvaar. Hulle word vasgevang soos 'n goggetjie in die web van 'n spinnekop, omdat hulle onkundig is en nie weet wat God in die woord daaroor sê. Daarom is dit belangrik, en hierdie reeks het ons te danke aan Dawie wat die vraag gevra het. Daarom het ek gesê, praat met my en sê vir my, wat is daar wat u graag mee wil hê, dat ek dit gaan naslaan, dat ons die waarheid uit die woord van God gaan soek, en dat ons mekaar daarmee kan bemoedig. Daar is 4 basiese aspekte wat deel van die gordel van die waarheid is. Die eerste is, die Here Jesus Christus is die persoon van die waarheid. Hoekom sê ek so? Want Johannes 14 vers 6 sê, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die lood en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As Jesus dus vir my en vir jou sê, ek is die weg en die waarheid, dan beteken dit dat ek en jy ons met Jesus Christus moet bekleë, dan bekleë ons met die waarheid. Die gordel van die waarheid
is ten nouste verbind met Jesus Christus as die persoon. Die tweede ding is die woord van God, is die woord van waarheid. 2 Timoteus 2 vers 15 sê, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Met ander woorde, ek en jy moet die instrument wees wat fyn kom sny. In die biologiese wêreld, in die laboratoriums praat hulle van dissekteer. Dis daai fyn sny om te onderskei tussen twee spiere byvoorbeeld, as ons by die anatomie is, om dit te kan onderskei, waar is die grens tussen die twee? Die Bybel is die onfeilbare woord van God en mense wat nie meer die gesag en die waarheid van die skrif aanvaar nie, raak verstrik in dwaalleringe. Ons raak weer eens, die ou spreekwoord, so besig met die dinge van God, dat ons nie by God van die dinge uitkom. En ek en jy moet mekaar vra, dit wat ons hier doen, bring dit my nader aan God, ja of nee? As ons nee antwoord, moet ons mekaar sê, wow, ander invalshoek, soek beter, kry die waarheid soos uit die Bybel, daarom is ek lief om aanhalings te maak uit die Bybel, sodat jy besef, dis nie my standpunt en my siening nie, dis wat ek in die Bybel sien. Johannes 8:32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Net verder aan in vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En dan 'n paar hoofstukke verder, hoofstuk 17 vers 17, heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid. Die derde ding wat ons sien, is die Heilige Gees, is die Gees van waarheid. 1 Korintiërs 2 vers 6 tot 15 kan jy gaan lees, ek gaan dit nie nou doen nie, terwille van die tyd. Maar hier kom die Here en hy verlig die mense verstand om die woord beter te verstaan. En hy help ons onderskei tussen hierdie waarheid en die leuns. Sonder die Gees van waarheid sal ons nooit kan onderskei nie. Daarom, en ek het dit baie in Kroonstad gesê, en ek sal dit nog baie in Potchefstroom ook sê, bid asseblief vir my, nie in my mensheid nie. Bid dat die Heilige Gees my sal vul, dat ek die waarheid van God sal hoor, wanneer ons by die prediking kom. Want dit is waaroor ons hier is. Ons wil by die evangelie uitkom, ons wil by God se waarheid uitkom. Lang terug het iemand eendag vir my gesê, 'n NG predikant, hulle het op 'n streekse node besluit, dat hulle gaan preek wat die mense wil hoor, anders verloor hulle te veel mense. Die Gees van waarheid word nie meer gesoek nie. Dit word nie meer in lyn gebring met die woord van God nie. Dinge word gesê uit menslike oogpunt, en ons kyk nie meer met die bril van God daarna. Om werklik by die waarheid uit te kom met die woord, die leiding van die Heilige Gees en praktiese omstandighede, alles met mekaar in lyn kom. En vra nou maar vir Annette, dit gebeur baie. Nou die dag weer, kan ek nie onthou waar jy was hier vir die dag nie, Kroonstad toe. Ag, ek weet nie. Maar maak nie saak nie. En toe sy my op 'n stadium bel en sê, as jy raai daar by die huis, is jy reg? Toe sê ek, dit gaan lekker. Toe's al hierdie goed in lyn. En daardie oggend het ek produktief lekker kon werk. Maar ek was moeg toe sy by die huis kom. Want jy moet heeltyd die waarheid, die Heilige Gees se leiding, jy moet die praktiese omstandighede als in lyn hê, sodat jy werklik by die waarheid kan uitkom. En dit is belangrik dat wanneer ek die woord lees, ek die Heilige Gees moet vra om my te lei na die waarheid in daardie gedeelte wat ek besig is om te lees. Die vierde ding, die kerk. Nou, die kerk is mos nou, het ons nou die dag gesê, is mos nou nie die gebou. Die kerk is ek en jy. Die kerk is die pilaar van die waarheid. 1 Timoteus 3, 14 en 15 sê, ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou toe te kom. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid is. Die kerk is dus vir God belangrik. Die kerk moet die draer van die waarheid wees. Ek en jy moet die waarheid van God uitdra in die wêreld. En nou sê ons so maklik, ja, maar die dominee moet geroepe wees en hy moet die woord kom verkondig. Ek kan dit aan u verkondig wat reeds halfpad daar is. Maar u moet dit gaan uitdra in die wêreld
sodat hulle kom. Sodat ons almal saam kan wees. Die kerk moet die woord suiwer verkondig, die sakramente suiwer bedien en die tug toepas om dwaling en sonde te bestry. Nou ek wil u vanaand uitdaag. Gaan praat bietjie met jou vriende in die ander kerkverbande. Wie pas nog die tug toe? Wie hanteer die sakramente soos voorgeskryf in die waarheid, in die woord van God? Die kerk moet homself telkens ondersoek om te sien of hy nog op die fondamente van die waarheid staan. En dis waarvoor ons kerkraadslede het, ouderlinge en diakens. Ons moet mekaar heeltyd weeg aan hierdie goed. En as ek en Dani nie saamstem nie, dan verskil ons in broederlike liefde om die saak te dien wat groter is as ek of Dani. Elke gelowige moet aan 'n kerk behoort, betrokke wees in die kerk, die dienste bywoon, hom laat leer en opbou deur die woord en homself onder die opsig en tug van die kerk plaas. Dit het ons almal gedoen toe ons belydenis van geloof afgelê het. Die gordel van die soldaat is nie maar net 'n ornament nie. Dit hou die res van die wapenrusting in posisie en verskaf aan die soldaat vryheid van beweging. Nou die ouer manne, jy sal onthou die goed wat ons moes dra in die weermag. Ek weet nie die Afrikaans nie, die webbing en die groot sak. As daai goed nie ordentlik vasgemaak was nie, was daar nie vrye beweging nie, dan het jy gesukkel. Soos hierdie gordel reg rondom ons heupe gaan, so moet die waarheid die gelowige omring van alle kante om hom te kan beskerm. 'n Ander aspek van die waarheid is dat dit toegepas word, anders help dit niks. So weer eens, dit help nie ek en jy die kennis nie. Wat doen ons daarmee? Vanoggend se tema vir ons prediking is God vergewe en sorg. Wat doen jy? Wat doen jy daar waar jy jouself bevind? Wat doen jy, Dawie, waar jy oral op jou sites kom? Wat doen jy, Annette, waar jy in Kroonstad kom en mense jou raakloop in Potchefstroom? So kan ons vir elkeen van ons self vra. So, Herman, wat doen jy? Die mense wat die nuwe APK dominee in Potchefstroom sien hulle die waarheid van God? Sien hulle Jesus Christus in jou lewe? Ons moet dus die waarheid ken. Ons moet die waarheid praat. Ons moet die waarheid leef. En die waarheid moet deur ons lewens vertoon word. Dink dis belangrik. In 3 Johannes 4 staan daar, en ek gaan afsluit daarmee. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Dis wat God van jou en my sê. En daarom wil ek vir u vra, by u smeek, wil pleit. Kom ons gord ons lendene met die waarheid, en ons gaan leef dit buite toe. En ek sê vir u, vinniger is nou, gaan ons moet uitbrei, gaan hier nie sit plek wees. Want mense het 'n behoefte aan die waarheid.